chemie. Ok, goed, kom ons kyk gou. Kan julle vir my sê, as ek aluminium het, en daar staan, so daai bo is 'n 27 en 'n 13. Kom ons begin ergens, julle name. Net gou. Is jy langer? Okay, Wiem. Waarvoor staan die 27? Dit is sy molare massa. Sy gewig. Hoeveel hy weeg? Waarvoor staan, die naam 2 goeters in. Soos, daar's 'n komma in. Nee, komma nie. Of wat is die eerste letter? Ja. Oomblik. Ja, Johan Ley. Wat was 13? Nee. Die 27 is sy massa. Nie aantal atome nie. Die aantal, die hashtag beteken aantal protone, of ons noem dit sy atoomgetal. Okay. So, Wouko, hoeveel neutrone sal daar wees? Weet jy? Hoe weet jy dit? Van die massa is 'n aantal protone en neutrone. Okay, hierdie is alles goed wat julle in graad 8 moes gedoen het. Ja, het julle? Graad 9? Seker het ons in graad 8 gedoen. Okay. 14 is die aantal neutrone. Sê my die begin van jou naam? Twanay, sê vir my, wat is fosfor se simbool op die periodieke tabel? Fosfor. 'n P. Christopher, wat is fosfor se molare massa? Kyk op die periodieke tabel. So dit is 30,9. So? So 31. Okay. So julle moet weet waarom vir hierdie goeders te gaan soek op die periodieke tabel en julle moet weet wat dit beteken. Okay? Nou het ek nog een vraag gehad vir julle. Mieke, gee asseblief vir my 2 elemente wat vloeistowwe is op die periodieke tabel. Wat by kamertemperatuur vloeistof is, 2. Dis 2. En dan wil ek weet, Marisel, ek soek asseblief die 7 diatomiese molekules. Dit wys vir jou op die periodieke tabel, Mieke. Outline is 'n liquid. Dis 2 wat outline is. Okay, daar is in Engels. Jy is Afrikaans. Kook en broom. Hulle is vloeistowwe by plus minus 25 grade Celsius. Marisel, ek het gesoek die 7 diatomiese molekules. Dis waterstof, stikstof, fluor, suurstof, Jodium. Dan sit fluor en dan B is boor. Nee, dit is nie B nie, is BR, broom. Okay, jy het duidelik 'n rympie in jou kop gehad. Okay, graad 10. Daar is 7 diatomiese molekules. Hulle begin by element 7 en hulle maak 'n 7 op die periodieke tabel. So kyk waar. Element 7 is stikstof.
Daar is 'n 7. Ja. Dan kan we nou tel jy. 1 2 3 4 5 6. Wat is die 7 ene? Waterstof. Alright, goed. So daai molekules almal is diatomiese molekules. Wat beteken dit nou weer? Dit beteken in die natuur kom hulle twee bymekaar, soos 'n tweeling. Julle vind hulle bymekaar tensy hulle gebind getroud is aan iets anders, dan hoef hulle nie twee te wees nie. Né? Beplan julle om met dieselfde vrou te trou? Hoopelik nie. Okay, so as hulle trou, as hulle bind met iets anders, dan kan hulle apart opbreek. Hulle hoef nie, hulle kan, maar nie in menslike terme nie. Okay, goed, so ek is dan hier op bladsy 1 en meeste van hierdie goeders is goed wat jy al weet of ken van voorheen. Goed, by die atome. Okay, atome het protone en neutrone en elektrone. Protone positief, neutrone neutraal, geen lading en elektrone negatief. So proton se lading is 'n +1, neutron het geen lading en die elektrone se lading is 'n -1. En dan sê dit vir jou hierso is 'n massa as UU. Dis daai streepietjie dingetjie, maar ons gaan letterlik later op hierdie bladsy hulle eintlike massa doen. So dit is maar net een eenheid wat hulle massa is. Nou in graad 8 het jy gedoen die definisie van materie. Vir 'n sweetie, hand op as jy kan onthou. Wat is die definisie van materie? Ja. Klein deeltjies waar als bestaan. Nee. Ja. Bestaande uit deeltjies waarvan die eienskappe, die reaktiwiteit en die eienskappe van die materiaal bepaal. Wat? Nee. Die eienskappe van die deeltjies. Nee. Materie is enigiets wat massa en volume het. Het julle dit gedoen? Ons het dat jy materie maar nooit daai definisie. Dit was baie klein deeltjies. So, dit was dit en toe ons Alles bestaan uit klein, als fisies bestaan uit klein deeltjies of soiets. Ja, maar dit sê nie alles bestaan uit klein deeltjies, dit sê nie die materie is alles wat bestaan uit klein deeltjies nie. Maak sin wat ek sê? Dus jy sê of 'n feit of jy sê definisie. Alles bestaan uit klein deeltjies. Feit. Materie is alles wat uit klein deeltjies bestaan, dis 'n definisie. Ja? Anyway, materie is alles bestaan wat massa en volume het. So alles vir dit om te bestaan, moet hy massa hê en moet hy volume hê. Okay. Nou, hol op juffrou. Protone 1 massa, neutrone 1 massa, elektrone geen massa, so dit bestaan nie. So ons sê die massa is 0 want dit is so klein, jy kan eintlik maak asof dit glad nie daar is nie. Okay. So dit is weglaatbaar klein die massa van 'n elektron. Nou kan ek nie onthou of ek dit al vir julle gesê het of gedoen het nie. Taylor Lee, sê gee vir my jou pen op asseblief. Nee, haal dit op ja. Okay, kyk gou daar die punt van haar latertoppie. Kan julle hom sien? Ja, het ek al dit vir met julle gedoen? Nog nie. Okay, goed. So kom ons imagine gou bly daar. Kom ons imagine gou die klas is 'n atoom. Wat het ons in 'n atoom? In die kern het ons protone en neutrone. Dit is nou waar die punt van haar is. En die elektrone maak die orbitale rondom, né? Maak hoe hy verder gaan. So sê maar, ons klas is 'n atoom. Dan daar waar die punt is die protone en die neutrone en daar waar die mure is die elektrone. So ver weg is hulle van mekaar. Relatief tot hulle grootte. Nou, kom ons sê vat hierdie tafel. Okay, die tafelblad, net die blad op vrye, is verskriklik swaar. Okay? Kom ons vat hierdie tafel en vir hierdie tafel vat ons al sy atome en ons vat die elektrone een vir een weg. Alhoewel sit hulle daar. Dan vat jy basically al die volume weg. So dan sal hierdie tafel shrink tot die grootte van die punt van daai punt. Die punt van die tool. En die punt van 'n naald. Maar as ons sê dieselfde weeg as wat hierdie tafel bly nou weeg. So al die volume van voorwerpe sit in die elektrone en in die orbitale. Al die massa sit in die protone en die neutrone. Alright, goed. So wat is die funksie van elkeen van hierdie goeders?
protone en neutrone, hulle funksie is die massa en die soort atoom, is dit 'n waterstof, is dit 'n fosfor, is dit 'n swavel, waarmee werk jy nou? En waar op die periodieke tabel vind jy hulle? En die elektrone bepaal die volume, hoe groot spasie hy opneem, en sy chemiese reaktiwiteit. Hoe sal hy reageer met ander dinge? OK. Goed, dan sê ek net daar, I is die massa, ons gaan hom later doen, en protone en neutrone saam word nukleone genoem. Nukleone. Dit is 'n vloekwoord. OK. Dan die atoomgetal van iets, die simbool daarvan is 'n Z. Het ek al bo gesê oor nie? OK. Die atoomgetal is 'n Z. Wat doen die atoomgetal? Hy dui die posisie van die element op die periodieke tabel aan. Hy wys vir jou hoeveel protone jy het. En hy wys ook vir jou hoeveel elektrone jy het, maar net as jy 'n neutrale atoom het. As jy 'n ioon het, wat julle mos nou daai polyatomiese ione in die vorige hoofstuk wat julle geleer ken het, ja. As dit 'n ioon is, dan het of elektrone verloor of bygekry, so dan is die aantal protone en elektrone nie meer dieselfde nie. Dan het ons hierso, wag, kom ek terwyl ek besig is, kom ek maak genota. Soos byvoorbeeld, kom ons kyk na chloor. Chloor het hoeveel, ek trek met vrae, ek het waar. Gee my die eerste letter. Zani. 'n chloor het hoeveel protone? Jy kan op die periodieke tabel kyk, né? Hy het 17 protone. Nou wil ek weet by jou, Lisna. Chloor, as hy reageer, wat word sy valensie? -1. So wat beteken nou -1? Hy kry wat by? Ek kry elektron by. So hoeveel elektrone het hy dan? 18 elektrone. OK, goed. So daai aantal elektrone wat ek hierso gesê het, is net dieselfde as dit 'n neutrale atoom is. As dit nie neutraal is, as dit 'n ioon is, dan gaan dit verskil, né? OK, goed. Ek wil julle nog iets gevra het, so ek kan nie nie. Goed, dan relatiewe atoommassa. Sy afkorting is AR, amper soos argon, maar nie. OK. Wat is dit? Wat sê dit daar? Hierdie is die lelikste en langste definisie van jou graad 10 loopbaan, maar jy moet hom ken, hulle vra hom. OK. Wat is relatiewe atoommassa? Relatiewe atoommassa van 'n element is die massa van 'n atoom van die element in vergelyking met die massa van 'n atoom van 'n koolstof 12 isotoop wat 'n massa van 12 eenhede het. Wat? OK. Het julle al isotope gedoen? Julle het al dit gedoen. Nicholas, wat is 'n isotoop? Call a friend, ask the audience 50-50 as jy nie weet nie. Wie sal op my antwoord gee? Wie incoming call? Juffrou, dis soos 'n atoom, maar bietjie meer, bietjie minder neutrone. OK, so atome van dieselfde element, soos byvoorbeeld argon, maar die een selfde aantal protone, elektrone, maar die aantal neutrone verskil. OK, wat beïnvloed dit, Wiem? Gewig. Die gewig en Hoe jy goed binne toe trek. hoe sterker die goed binne toe trek en hoe swaar die kern is, bepaal sy radioaktiwiteit. So as 'n ding veral meer neutrone het, dan is die kans groter dat hy meer radioaktief gaan wees. Bestraling, kanker, daai tipe dinge. OK. Goed. Nou, kom ons lees gou hierdie definisie stadig deur. Want onthou, 'n definisie is daar om jou lewe makliker te maak, om iets te verstaan. OK, ek weet julle voel nie so oor definisies nou nie, maar dit is actually waarvoor hulle daar is. So kom ons lees gou en verstaan dit. Dit sê: die relatiewe atoommassa van 'n element is. OK, so, wat is dit? Dis die massa van 'n atoom van 'n element, so die massa,
in vergelyking met die massa van 'n atoom van 'n koolstof 12 isotoop. Okay, so heel eers, daar's 3 koolstof isotope. Okay, so nou wat sien julle kyk ons? Ons kyk nou na die koolstof 12 isotoop. Kyk jy dat 12 nou weer? Sy massa is 12. Wat 'n massa van 12 eenhede het. Okay. So wat hulle gedoen het. Back in the day, so dit gesê ons wil heel goed weeg, want as ons dit weeg, dan kan ons somme met hulle doen, kwantitatiewe, jou hoofstuksnaam is kwantitatiewe chemiese berekeninge, dan kan ons kwantitatiewe berekeninge doen. Wat beteken dit? Dit beteken berekeninge wat akkuraat is. Okay. So as ons hulle massa het, dan kan ons hulle akkuraat afmeet en dan kan ons vergelykings en reaksies en so voort. Okay? So toe vat hulle die mees algemeenste element, koolstof. Het jy geweet, jou klere het koolstof in, jou hare het koolstof in, die tafel het koolstof in, jou pennesak het koolstof in, die pot het koolstof in, die pot het koolstof in. Meeste goed wat jy rondom jou sien, koolstof. In verskillende verbindings. So koolstof is die mees akkuraatste element, algemeenste element wat ons mee te doen het in ons alledaagse lewe. En hulle het hom gevat en hulle het baie inligting oor hom gedaan. En alles relatief tot koolstof geweeg. So koolstof dalk sit in iets geweeg en koolstof dalk sit in iets geweeg en toe het hulle al die massas. Jy weet, ons lees weer die definisie. Die relatiewe atoommassa van 'n element is, wat is dit? Dis die massa van 'n atoom van 'n element in vergelyking met die massa van 'n koolstof 12 isotoop. Wat 'n massa van 12. Is jy nou met my? Ja? So baie goed in wetenskap, veral in chemie, doen hulle in vergelyking met iets, want die dingetjies is so klein, daar's nie eintlik 'n skaal wat dit kan weeg nie. Okay, so hulle vergelyk alles heeltyd met mekaar en dan kom hulle by antwoord. Dis hoekom chemie is grys. Bietjie wit, bietjie swart, grys. So daar's altyd 'n reël en dan altyd soos 10,000 uitsonderings op die reël wat daar gaan wees. Okay, so uit hierbo volg dat een eenheid van enige deeltjie is 'n 12de van die massa van 'n koolstof 12 atoom en elke element het sy eie massa op die periodieke tabel. Okay, goed. Reg. Het ek al vir julle die storie vertel van die periodieke tabel? Het ek al enigstens vir julle klas gegee die jaar? Nog nooit nie. Partykeer het ek ingestaan laas jaar. Okay, goed. So, julle het mos nou al gedoen die periodieke tabel. Alkali metale, alkali aardmetale, metale, oorgangsmetale en al die goeders, ja? En julle het al gedoen valensies plus 1 plus 2, mengelmoes plus 3 plus 4 minus 3, al die goeders? Ja? Wat is fout? Nee man, julle het die hele hoofstuk gehad, die hoofstuksnaam is periodieke tabel. En toe moes julle die periodieke tabel gaan inkleer het. Oorgegaan wat betekens iets alkali aardmetaal is iets nie moet al oorgangsmetaal. Ons is nie reg oor daai topik gegaan nie. Ons die valensies het ons baie gedoen en dan die atomiese goed. En dan wat dit beteken se vroeër wat se goed en wat se goed. Okay, dis goed dat julle al gedoen het. Alkali in Engels is dit alkali. En alkali beteken basis. Okay, so jy het alkali metale en alkali aardmetale. En al wat dit beteken is, as dit met iets bind, gaan dit 10-10-1 'n basis vorm wat jy kan oplos. Okay, alkali aard, dan jy gehad oorgangsmetale, halogene, edelgasse. Ja? Ja, okay, goed. Nou, my storie, en ek het hierdie storie op skool opgemaak, vir my, ek het die keer van agterkom, ek het stories, mense van dit is klomp nonsens, maar dit is hoe my kop werk en hoe dit goed onthou. So ek gaan nou vir die storie vertel van die periodieke tabel. Dis net 'n storie. Dis net 'n veralgemening. Ek sê nie as jy in die kategorie pas dat jy so optree nie, ek diskrimineer teen iemand nie. Nee. Dis periodieke tabel is 'n samelewing, 'n gemeenskap. In die gemeenskap het jy hoër klas, middelklas, laer klas. Die hoër klas is die minste mense, nee? Die rykste mense is die minste. Yes? Goed. Die rykste en die geldeenheid op die periodieke tabel is elektrone. Kyk, die edelgasse is die hoër klas. Okay, die rykste mense. Hulle is perfek. Hulle het niks van iemand nodig nie, hulle wil niks hê nie. Hoekom is hulle perfek? Want al hulle elektrone is gekaart, al hulle orbitale is gevul, hulle wil met niks reageer nie. Nee, julle weet dit? Kyk, so
So, edelgasse is die rykste wat daar is. Hulle is perfek en eintlik wil almal soos hulle wees, né? Ek moet almal elke droog van as jy al die geld in die wêreld het, wat sal jy doen? So moenie sê ek weet nie hoe wat ek doen almal. Okay. Dan het ons die middelklas. Die middelklas is die nie-metale. Hulle is die middelklas. Okay? Die nie-metale middelklas, hulle is so naby aan hulle wees. Hulle sal enigiets doen om daar uit te kom, so hulle sal steel, cheat, jok, alles net om reg te doen. Okay? So, as jy kyk na suurstof byvoorbeeld, om soos 'n edelgas te wees, moet hy of 1-2 elektrone bykry, of hy moet 1-2-3-4-5-6 elektrone verloor. Wat is makliker? 6 verloor of 2 bykry? 2 bykry. Dis hoekom hulle sal vat. Hulle enige elektron wat daar in die rond is, sal hulle vat vir homself. Hoekom? Om soos 'n edelgas te doen. En dan het ons die laer klas. Die laagste klas wat is. Dit is die metale. En jy kan sien dis waar. Dit is altyd so in die samelewing wat meeste mense daar sien die laer klas. En ek het 'n boek gelees, die boek se naam is Shantaram. Dit gaan oor 'n ou, dis 'n baie ou wat hy moes gevlug het van ergens af. Nou het hy in Indië gaan bly en hy het daar in die swamp. Nou dit is een slang is ongelooflik groot. Okay, dis is groter as die hele Vrystaat. Okay, is dis huge. Groot gemeenskap en meeste van die mense is verskriklik. Okay? En hulle huisies is redelik op mekaar. So hulle weet presies wat in die buurman se huis gaan. Okay? So as jou man jou slaan, dan weet ek. So wat hulle dan doen is hulle vang die man en hulle sit, hulle het seker 'n courtyard in die middel, sit hulle in die middel en dan sal hulle jou man slaan soos wat hulle wil geslaan. Okay. Wat hulle ook doen, wat super weird is, maar snaaks is hulle sit die heuweltjies, hulle dra ons stukke rokkelgoeders en dan in die oggende dan sien hulle om al die mans by mekaar op die heuweltjie en dan hurk hulle en dan doen hulle oggendding na ons langs mekaar en dan sal hulle sê soos, ek sien jou maak is 'n bietjie slap, is jou raar voor spesiaal en alles wat, soos deel alles. Okay. Nou hoekom is hulle so giving, caring, soos letterlik as ek ons het versondeer wat ons met jou, as jou kind siek is as my kind siek is, okay, so hulle deel alles, dit is 'n baie mooi gemeenskap, maar hoekom doen hulle dit? Want eintlik wil hulle ook perfek wees, en eintlik wil hulle geestelik perfek wees, holy wees. Ja, maak sin vir julle? Hoekom wil hulle eintlik alles gee? Ons kyk na magnesium, hy moet op 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektrone bykry, om perfek te wees, of hy moet 1, 2 verloor om perfek te wees. Wat sy gaan makliker wees, 2 verloor. Okay, sê jy weet my. Dit is my storieetjie van die periodieke tabel. En wat my help of gehelp het om te onthou wat was waar en hoe en wat kom. Okay, goed. Reg. Nou is ons by relatiewe formulemassa en sy simbool is MR. Soos meneer of mister. Nog 'n ekstra storie, julle gaan moeg raak van my stories. Elke onderwyser het 'n afkorting. Weet julle dit? Soos hier by die skool. Okay, so my afkorting is CX, want toe ek hier aangekom het, was hier klaar is CM. So my naam is Charlotte en my van is Marx. So jy was klaar is CM, so toe word ek CX. By my vorige skool het jy gegaan met die vanne. So my nooiens van was Rabie. So toe was my afkorting by die vorige skool RA. Wat cool is, want dit is een van die elemente op die periodieke tabel. Was by wetenskap. So toe ek trou, toe sê ek, kan ek asseblief wees MR vir Marx, want dan is dit soos die relatiewe atommassa en soos meneer, Max en mevrou, maar die skool het toe gesê, nee, ek was toe MX geweest. Maar anyway, so elke keer as ek hierdie sien, as ek sê, hey, so cool geweest het. Onnodige inligting vir die dag, kom ons gaan aan. Die relatiewe atommassa van 'n verbinding kan bepaal word deur die relatiewe atommassa van die verbindingselemente op te tel, en jy het dit al gedoen in die vorige hoofstuk, as ek dit nou reg onthou.
So as ons kyk hierso na natriumkloried, waar trek ek met my vraag? Cleo? Ja, dis jou beurt. Wat is hierdie ding se alledaagse naam, natriumkloried? Tafelsout. Tafelsout. Okay. Goed, as jy kyk, natrium is 23, chloor is 35,5, so sy relatiewe atoomassa is 58,5. Richard. Daar is net 2 elemente op die periodieke tabel wat 'n 0,5 is. Die res word opgerond of afgerond. Watter 2 elemente is dit? Huh? Albei begin met 'n C. Call a friend, ask the audience 50-50 as jy nie weet nie. Nee. C, nie S nie. Chloor is 35,5 en? Is C. Nee. Is dit kobalt of koper? Dit is koper. Koper is 63,5. Okay. Goed, kom ons kyk gaan na die relatiewe formule massa van swaalsuur. So om dit uit te werk, gaan jy sê 2 maal met 1, want waterstof is 1. Plus, ek wil net sê Deniek, is ek reg? Wat is swaalsinne? Nee. Sy, atoomgetal is 16. Nee, is jy by swaal op die periodieke tabel? Jy het hom al voor jou. Kyk by swaal. Huh? Oh my word. Swaalsinne is 32. En dan het jy 4 maal met 16. Roy, het jy sakrekenaar? Haal hom uithou. Skryf jy enigiets neer? Ja. Nee. Wag, van die uitdeel. Dis 4 maal met 16, né? Ag en 90. Die eenheid gaan nou kom. Ding op die volgende bladsy. Okay. Goed, dan het ons nou hier 'n vloekwoord. Die Avogadro konstante. Okay. Terug na 'n bladsy waar jy opsommings doen of 'n plekkie waar jy 'n plek het of wat ook al. Laurens. As ek vir jou sê, jy moet asseblief 'n paar skoene vir my saambring skool toe. Hoeveel skoene moet jy bring? En as ek vir jou sê, deel op in pare, hoe moet jy hulle opdeel? En as ek vir jou sê, jy moet vir my 'n dosyn eiers skool toe bring, hoeveel eiers moet jy bring? Okay, so dis iets wat julle nou al hopelik weet. As ons sê 'n paar, bedoel ons 2. Jy kan 'n paar skoene hê, 'n paar mense hê, jy kan enigiets in pare doen. Dit beteken 2. As ek praat van 'n dosyn, dan moet jy weet dis 12. Hoeveel is 'n sê waarmee begin jy nou? Ek het dit in my kop, maar ek weet ek gaan dit verkeerd uitspreek. Ek het eers myself dit neergeskryf.
Dat ek net kyk hierso. Aha. O, ek gaan net sê. Afira? Okay. Afira, as ek praat van 'n bakkersdosyn. Hoeveel is dit? Baker's dozen. Dis 13. Dis is hulle sit vir jou ekstra bietjie liefde in. Okay, Baker's dozen is 13. Wiem, as ek praat van 'n riem papier. Sê weer? Nee, sê hy? Jy is perfek. Dis 500. Okay. Goed, so daai woorde, riem, dosyn, pare, dit beteken iets in ons kop, vir altyd. Nou, in 3,5 teelepels water. 3,5 teelepels water. Imagine gou hoeveel water dit is. Imagine 'n teelepel. 3,5 teelepels water. Is daar soveel watermolekules. Okay? Daai is 'n ongelooflike groot getal. Soos kyk gou daar's 1000, 'n miljoen, biljoen en dan gaan dit so groot dat ons weet nie eers meer hoe om dit in te tel nie. Okay? Dis hoeveel molekules. Jy weet nou hoe lekker molekule in jou kop. Molekules water daar in 3,5 teelepels water is. Okay. So daar is 'n klein huisie vol molekules. So ons is nou besig met kwantitatiewe chemiese berekeninge en ek het nou net vir jou gesê kwantitatief beteken jy wil dit kan aftel, jy wil dit kan meet. So as ons vergelykings en reaksies wil doen, dan moet ons die goedjies, die molekules kan aftel en weet soveel molekules reageer met soveel molekules om vir jou soveel goeders te gee. En wanneer ek nou sê ons, bedoel ek ons in die wetenskapklas, maar ons bedoel in 'n mense wanneer hulle klere vervaardig of selfende vervaardig of chemikalie vervaardig vir kunsmis of wat ook al. Okay, hulle wil presies hoeveelhede kan afmeet om reaksies te kan doen. Okay, so hierdie baie vreemde naam en ek gaan vir julle môre is nie julle môre ja, môre 'n video oor hierdie ou wys. Hy het uitgaan figure dat dat die relatiewe atoommasse van enige element soveel deeltjies daarvan bevat. Wat bedoel ons daarmee? Is, ek gaan nie onder, het ek dit onder gewys nie. As ek 18 gram water het, nou waar die ding is, kom ek aan 18 gram water, 2 maal met 1 plus 16 geef jou 18. So as ek 18, molare massa, 18 gram water het, dan het ek soveel atome van daardie deeltjies. Okay, en dis 'n getal wat ek nou net vir julle neergeskryf het, daai lang getal. Dit is hy. Okay, so dit is wat Avogadro ontdek het. So dit sê daar vir jou, die relatiewe atoommasse van enige element in gram bevat soveel atome van daardie element. So dit is die definisie van die Avogadro se konstante. Nou konstante lyk so. 'n hoofletter N met 'n voetnota A. Nou het jy jou datavel ergens langs jou by jou waar kom ons van voor? Almal. Jo. Is jy nou net lucky dat jy hom toevallig uitgetrek het? Ja, so is nie goed so. Alright. So, jy kry mos altyd 'n datavel met so 'n eksamen, vir algehele die een kant dis 'n periodieke tabel en die ander kant gee jy konstantes en volgende dinge. Nou as jy daar kyk, dan sien jy op die tabel van konstantes heel onder. Dis Avogadro se konstante NA en dan gee dit vir jou as 6,02 multipliseer maak dit. So daai konstante is altyd word altyd vir jou gegee want dis hoeveel deeltjies daar is in sy molare massa. Okay. Goed, so ek lees verder, dit sê daar, die massa van 'n atoom is baie klein, besonder klein. Chemici het alternatiewe maniere gesoek om die hoeveelheid deeltjies te vergelyk. Hoekom? Sodat hulle reaksies kon doen. En Avogadro het elektrolise gebruik
om sy ontdekking te maak en soos ek sê, ek sal vir julle 'n video daarvan wys môre. Vir 'n sweetie. Wat is elektrolyse? Ja. Dit is mos ons het nou sommer dan almal vrouens verleng. Okay, wag, Richard se hand is voor dit op. Is dit nie as jy HPO versplit juffrou met elektrisiteit deur water? Pas op. Sorry. Dit is perfek elektrolyse. So as jy begin met elektrisiteit, jy vat 'n chemikalie en dan split jy hom op in hoeveel deeltjies jy ook al nou soek. Goed. So dit is hoe hy dit ontdek het. Reg, so kyk jy onder, 12 gram koolstof bevat soveel atome. Hoekom 12? Want koolstof se molêre massa is 12. 32 gram swaal bevat soveel atome. Hoekom? Want swaal se molêre massa is 32. So hoeveel gram kalsium gaan soveel atome vat? Wat trek ons met ons? Al weet jy. Jou naam is my verskriklik moeilik. Ek weet dit eindig nou met 'n I. En dit begin met 'n Johan Lee. Johan Lee. Kalsium, hoeveel gram kalsium bevat soveel deeltjies? 40 gram. Kyk. Goed. Nou kom ons by die mol. Hoekom is dit in Engels? Het gaan aan. Julle verstaan mos Engels, né? Sou iemand wat nie Engels kan praat nie? Ja, ek sal nou vertel. Okay. Wat is die mol? Okay. Nou, die mol is nie die mol in die grond nie. Hy is nie die mol op iemand se gesig nie. Die mol is wat ons praat van 'n mol. Oepsie. 'n Mol is of 1 mol, kom ons sê 1 mol is 6,02 maal 10 tot die mag 23. So soos wat ons praat van 'n paar of 'n dosyn of 'n riem, so is 1 mol is daai getal wat ons nou net van gepraat het. So nou hoef jy nie van daai vieslike woord Avogadro se konstante te praat nie. Jy kan net praat van 'n mol. 'n Mol is 1 mol is soveel deeltjies. Nou, jy kan 'n mol geld hê. Jy kan 'n mol mense hê, jy kan 'n mol skoene hê, jy kan 'n mol donuts hê. Okay? Ek gaan net geweer terug gaan na hierdie getal. Ek dink nie julle besef hoe groot is hierdie getal nie. Sê net maar jy kry soveel rand die dag wanneer jy gebore is. En jy spandeer R100 per sekond. Totdat jy die dag op 100 jaar ouderdom doodgaan. Dan gaan jy meer as 99% van jou geld nog oor hê. Dis hoe baie dit is. So dink gou, spandeer R100 per sekond vir jou hele lewe totdat jy 100 jaar oud word. En jy het nog steeds meer as 99% van jou geld oor. Dis hoe groot hierdie getal is. Okay? Goed. So weer eens, hierdie getal noem ons 'n mol. Want dan hoef ons nie die hele tyd te praat van 602 blablabla deeltjies nie. Ons kan net praat van 1 mol deeltjies. En dan weet almal van die hoeveelheid deeltjies waarvan ons praat. Is julle met my? Okay. So dit sê daar, die hoeveelheid, ons is besig om te vertaal nou. Die hoeveelheid van 'n stof wat dieselfde hoeveelheid deeltjies het as die hoeveelheid van 'n stof wat dieselfde hoeveelheid het as Okay, so kom ek verduidelik. Dit sê, die hoeveelheid van 'n stof, hoeveel deeltjies jy het, wat dieselfde hoeveelheid deeltjies het as in 12 gram van koolstof 12.
Hoekom 12 gram van koolstof 12? 2 redes. Dit is die molare massa van koolstof 12. En hoekom koolstof 12? Alles is gebaseer volgens hom. Is julle met my? Okay. So die hoeveelheid deeltjies of die hoeveelheid van die stof is mos daai hoeveelheid deeltjies. So elke liewe een moet gaan tel. Okay, nou lees ek verder. 1 mol van enige stof bevat soveel elementêre deeltjies. Wat is elementêre deeltjies? Wat is elementary school? In Amerika. Elementary. Wat beteken dit? Laerskool, dis die kleinste skool. Okay? So as ons praat van elementêre deeltjies, praat ons van die kleinste deeltjies. Okay? So 1 mol van enige stof bevat soveel elementêre deeltjies en dit is atome, ione of molekules. Dis waar ons boublokkies waaruit ons goeders bou. Sy massa is gelyk aan die relatiewe atoommassa of formule-massa van die stof en is uitgedruk in gram. Byvoorbeeld, as jy kalsium het en jy het 40 gram kalsium, dat jy soveel mol deeltjies sal gaan. Kyk, voel ek herhaal myself nou die hele tyd. Goed, nou gaan ons na molare massa. Molare massa. Massa is massa. Wouko, wat dink jy beteken molare massa? Molare. Wat dink jy beteken as ek sê ek het 'n polare molekule? Die vraag is dit nie as hy positief en negatief As hy pole het. Okay, as hy 2 pole het. So as ek 'n molare massa het, wat is dit? Wat het ons nou die hele tyd gedoen? Wat het ek gesê, noem ons so groot getal? 'n mol. So molare massa is die mol se massa. 1 mol se massa is sy molare massa. Okay, sê met my? Molare massa. Kom ons lees wat sy dit sê. Die massa van 1 mol van 'n stof word die molare massa van die stof genoem. Molmassa, 1 mol se massa is sy molare massa. En hier is nou uiteindelik die eenheid waarvoor jy al so lank wag. Sy eenheid is gram per mol. Molare massa is die massa van 1 mol stof. Okay. Gram per mol. Ek kan hom op 'n ander manier gaan neerskryf. In plaas van skryf gram mol minus 1, kan ek ook skryf gram oor mol. Stem julle saam met my? Nee? So, en daai oor mol beteken mos per. Gedeel deur beteken per. So, dink gou hierso, van hier af. Die massa, die gram, per die hoeveelheid mol. Dit is vir definisie, is die massa per van 1 mol stof. Is jy met my? So die eenheid daar help jou om die definisie te herinner, of die definisie help jou om die eenheid te herinner. Die goed is altyd link met mekaar. Ok. Goed, so hier sien ons, is dit vir natrium, sy molare massa, as jy kyk daar, is 23 gram per mol. Wat beteken dit? Dit beteken, as jy 23 gram vat, afweeg van natrium, dan het jy 1 mol deeltjies, of 6,02 mol 10 teenoor 23 deeltjies. Die molare massa van water is 18 gram per mol water. So as jy 18 gram water vat, het jy soveel molekules water. Ok, nou wil ek gou, hoopelik nie jou brein breek nie. Sê nou maar ek het kalsiumkloried. Kalsiumkloried is 'n wit poeier. Ek kan hom oplos in water, en as ek hom oplos in water, mens noem dit dissosiasie. As jy hom oplos in water, dan kry jy kalsiumione en 2 kloorione wat daar rond sweef. Kyk of jy met my saamstem. As jy vraag het, moet jy jou hand opsteek en vra. Okay, so kalsiumkloried bestaan uit kalsiumione en kloorione. Okay, nou wil ek jou vra. As ek 1 mol kalsiumkloried het, hoeveel kalsiumkloried molekules het ek? 6,02 maal 10 to die mag 23 molekules, né? Goed. Nou, as ek 1 mol kalsiumkloried het, hoeveel, en ek split hom op in water, hoeveel kalsiumione het ek? Sê weer? 1 mol. En kloorione? Is dit?
2 mol. So dit sê dan vir my, ek het 6,02 maal 10 to die mag 23 kalsium-ione en 12,04 maal 10 to die mag 23 kloried-ione. Maak dit sin? Ja? Kyk, julle onthou hierdie beteken nie is gelyk aan nie. Dit beteken hierdie ding lewer soveel dinge. Iemand 'n vraag? Jy moet sê, as jy nie vra nie, bly jy dom. As jy vra, word jy hopelik slimmer. Ja? Ek kan glad nie hele klas lees nie, hele gesigte is soos so. So, gaan maar net verder verduidelik, vir die niemand nie verstaan nie. Dit is dieselfde as ek een mannetjie het ek hierdie vir laaste gewys. Voel ek het. Een mannetjie het en ek is nie lekker in my kop nie en ek gaan breek hierdie mannetjie op. Dan kry ek 'n kop, 'n lyf, 2 bene en 2 arms. So, alhoewel ek een mannetjie het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ledemate. So, as ek 100 mannetjies, duidelik nie my maatjies nie, 100 mannetjies het, dan gaan ek 100 koppe hê, 100 lyfies, 200 bene en 200 arms. Sien julle saam met my? So 100 is gelyk aan nie. 100 lewer vir my hoeveel ook al. Sharp? Okay. Daar het ek gesê, hierbo wil ek nou vir jou sê. So, sê net maar die molêre massa van kalsiumkloried is 111. Dit is. Dan is 111 gram per mol 1 mol deeltjies. So ek kan of sê ek het 6,02 maal 10 to die mag 23 molekules. Of ek kan sê ek het soveel van hierdie ione en soveel van daardie ione. Dis wat ek nou hieronder vir jou verduidelik het. Chap. Okay, goed. Dan het ons die molêre gasvolume. Okay. Wat beteken molêre nou weer? Die mol. Né? 1 mol sinne. Molêre gasvolume. So 1 mol se volume gas. Okay, wat is dit? Sy simbool is 'n V, hoofletter V met 'n M. Okay, dit sê daar 1 mol van enige gas by STD. Nou dit staan nie vir sexual transmitted diseases nie. STD staan vir standaard temperatuur en druk. Wat die hel is dit? Dit is 0 grade Celsius en 101,3 kilopascal. Nee? Goed. So ek gaan nou weer oor praat. 1 mol van enige gas by STD bevat altyd 'n volume van 22,4 kubieke desimeter of 22,4 liter. Dis dieselfde ding. Okay, stop. Juffrou, hoekom wat nou van STD wat? Ons as mense tree nie altyd dieselfde op, né? Hier in hierdie klas as julle engeltjies en stroopstoet en sê nie 'n woord nie, maar kom nou in by die huis. Dan kry jy nie so. Of doen jy dit? Doen jy? Jy doen nie. Okay, anyway, ek sal aangaan môre.